is of wat ek sien nie. Ek dink dit was daai gewees. Okay. Die koortjies val, jaag ons bietjie die ding. Chillax. Gaan ons net begin? Ja. Ja, wat? Mijn gaan vet. Goeiemôre julle. Baie welkom by volgende se erediens. Kom ons gee net gou vir die wat laaste inkom het gou geleentheid om hulle sitplek in te neem. Dan gaan ons begin. Kom ons begin net die oggend op die regte manier. Kom ons sluit dit gediewe. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hier in U huis te vergaar weer. Mag U net weer die senterpunt wees van dit wat ons doen vanoggend, liewe Heer. Seën ons same sang en mag dan neemlike lofoffer vir U wees. Amen. Jesus higher, lift Jesus higher, lift him
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. Lord Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. Lord Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Lord Jesus is alive. Lord Jesus is alive. Ons gaan vanoggend die kanon probeer. En ons gaan hom so 'n bietjie anders te probeer. Ons gaan die linkerkant sing en die regterkant sing. So as jy sien links, dan is dit hierdie kant. En as jy sien regs, dan is dit hierdie kant. Okay. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig
shackles are gone. My spirit is free. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lifted me. My sins are forgiven, and now I am free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lifted me. My sins are forgiven, and now I am free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U Heer. En ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. My diepste nood bring ek voor U. Ek bid tot U. Ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. En ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. I lift my hands to the coming King, to the great I am, who You I see, for You're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For You are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto Your name I will bring my sacrifice, and I will serve no foreign God, nor any other treasure. For You are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto Your name I will bring my sacrifice.
hartlike goeie lentedag, warm welkom aan elkeen by EG Kerk Hartbeespoort se erediens. In besonder wil ons ook, ek dink Sarita Chalmers, is ek reg vir die eerste keer hierso, baie welkom hier by ons. Dan sien ons ook vir Dominee Skorgie hierso, baie welkom by ons, weer vir ons kom kuier het. Maak net julle harte oop en ons glo julle gaan almal seën ontvang. Ons gaan net 'n paar afkondigings aan die voorhou. Die normale aktiwiteite Sondag aand, vanaand is 'n getuienis aand. Woensdag Bybelstudie 7uur, kinderkerk is gedurende die erediens, Sondagskool direk na die erediens, dan manne bid hier 5uur Vrydagoggend. En Pieter sal deurgee waar dit hierdie Vrydag sal wees. Dan nou op hierdie lentedag, ek dink as jy op lentedag gebore is en jou van is roos, dan moet jy weet jou pa en jou maat iets reg gedoen. Baie geluk Lukas, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy en Elaine gaan 'n besonderse dag hê en baie goeie jare wat voor lê. Dieselfde ook Sophie, ekskuus tog? Ek gaan vir jou een kry. Daar's vir jou pen wat kom, hoor. Sophie is nie hier nie, né? Sophie verjaar Dinsdag. Sophie, ons weet, julle luister altyd in. Baie geluk vir jou ook. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag saam met Stoffel. Dan is daar nog datums van belang. Vandag is 'n biddag vir reën. Dan Silwer Jeugkonferensie die 2de tot die 5de September. Spesiales in Node 4de tot die 6de September. Vroue in die Woord die 7de September. Dan eerskomende Sondag is dit nagmaal en gemeenteete. Ons wil net die dames vra dat hulle met Christie sal reël, die wat nog ietsie wil bring. Ek dink daar's nog heelwat plek vir voedsel wat jy kan saambring. Reël maar net met Christie. En dan die gemeente moet net onthou om dan volgende Sondag hulle eie eetgerei en drinkgoedjies saam te bring. Dan is dit die mannekamp die 13de tot die 15de September, kinderdiens 15 September. Skole sluit die 20ste September, nasionale jeugkamp 20ste tot die 24ste September, vrou in die Woord die 21ste September, en dan baie belangrik ook die vakansie Bybelskool 23 tot 27 September. Ons gaan net vir Melissa goue beurt gee, sy wil net ietsie sê daaroor, en net vir julle ietsie uitdeel. Hallo julle. Ons gaan hierdie vakansie Bybelskool hou, dis die eerste een vandat ek in die kerk is, so ons is eintlik nogal baie opgewonde. Ons op hierdie stadium soek ons 100 kindertjies om te kom. So julle weet ons kerkie is maar dun gesaai met die kinders, ek dink ons is so 22, so ons gaan regtig hulle uitstuur om maatjies te soek. Ons gaan van die kweekskool studente kry, hulle gaan vir ons dit kom aanbied. Tannie Christie gaan vir ons kos maak, Tannie Marie gaan vir ons skottelgoed was. So ons gaan regtig probeer om almal se hande in te trek. So ons vra nie sonder om te gee nie. So julle sal sien ek het sulke oulike sweetie houertjies. Ons wil graag vra dat julle bydra of help om ons te ondersteun met hierdie Bybelskool sodat ons vir die kinders ook kan kos gee gedurende hierdie dag. Die res van die goeders word uit ons sonnaskoolfondse uitbetaal. Maar ja, ons het vir julle lekker sweeties gebring, hier's kerk sweeties, so julle mag dit eet tydens die diens. Ek seker die dominee gaan nie omgee nie. Dan staan jelly beans en dan so suur sweetie. Julle kan krap en kies wat julle wil hê en julle kan soveel houers vat as wat julle wil hê. Julle net teruggee met 'n geldjie as julle kan. Dit is binnekort, so as julle vir ons kan die houertjies terugbring binne die volgende 2 weke, sal dit ons baie help. Maar julle kan dit nou ook in die kerk eet en in die houertjie gooi as julle wil. Okay, so terwyl hulle die kollekte opneem, sal 2 seentjies, Ronen sal jy vir Dextertjie help en deel julle die sweeties vir die mense uit. Okay, dankie dat julle ons ondersteun. Dankie Melissa. Ja, kom ons ondersteun, ons bou in hierdie kindertjies van ons in. Dan is daar gebedsversoeke. Dani van Wyk, hy het ons so 'n bietjie laat skrik hierdie week, maar hy's uit die hospitaal uit terug by die huis, hy sterk aan, hy lyk goed en hy's baie moedig en ons glo hy gaan binnekort weer terug wees. Hy het hierdie week hy nog 'n bietjie toetse wat moet gedoen word, net om vas te stel presies waar die probleem lê. Drinie Weyers, Peer Oelosse in gesin, ons bid in besonder vir Peer, vir sy gesondheid en dan ook vir sy gesin. Tiana, Elise Smith, Natasha, Nettie Eksteen en dan Pieter en Engela Scharnik. Dan nie op die lys nie, maar kom ons bid ook vir Stoffel Smit wat operasie binnekort moet ondergaan.
Dan vanaand is getuienisaand, maar ons het iemand wat vanoggend net gou vir ons 'n getuienis wil gee. Wat dit nie vanaand kan maak nie. Kom ons ondersteun ook vanaand se getuienisaand, dat jy iets het wat op jou hart is, iets wat jy met ons wil deel, wat die Here vir jou gedoen het. Kom vanaand en dan vanaand gaan 'n sang en getuienisaand wees. Maar Leandri, sy het gevra dat sy net vir ons gou 'n getuienis moet deel. Baie dankie Leandri. Hallo julle. So vandag wil ek om getuig dit wat die Here vir ons gedoen het hierdie afgelope tyd. Vir my en vir Jacques met ons 3 kindertjies. So 24 April het ek weer die storie geluister of gelees van Abraham en Isak, waar Abraham vir Isak moes gaan offer het. En ek het in my hart het ek baie saggies gedink, Here, ek wil nooit in so 'n situasie geplaas word nie. Ons het 3 seentjies, Christianus word nou amper 6, Nicolai is 4 en nou Enzokie is 15 maande. En 30 April, daai oggend toe het Enzo koors gekry. En ek het eers gedink dit is 'n baie laaggraadse koors en niks regtig daarvan gemaak nie. En die Heilige Gees het my gelei om hom naby aan my te sit daar waar ek besig was om klaar te maak. En hy het heeltyd gehuil en ek kry hom nie rustig nie en die volgende oomblik is hy doodstil. En ek het nader gekyk na die kotto en ek het gesien maar iets is nie reg nie. En hy het aan sy lyfie begin trek en sy oogies was stokstyf. En ek het hom opgepluk en ek het vir Jacques dadelik gebel en ek het vir hom gesê iets is groot fout, ons moet hom dadelik by die hospitaal kry. En ek het gehardloop met hom en ek het in die bus gespring en gewoonlik met sulke goed kan ek nie dink nie. Ek kan nie konsentreer nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie waar om te gaan nie. En ek het in die bus geklim en ek het hom op my skoot gesit en ek het begin ry. En die Heilige Gees het my gelei om die ambulans te bel. En ek het die ambulans gebel en soos wat ek gery het ek heeltyd net gebid. En ek het vir die Here gesê asseblief Here. En hem het gesê hulle kry my op pad Brits toe. En soos wat ek gery het, het spoeg by sy mond begin uitkom en hy het al hoe stywer begin trek. En ek het probeer om CPR om te doen, maar nou is die foon en ek draai en ek moet verby die karre kom en dit is eintlik maar 'n gemors. En ons het daar op Salkaatsnek gekom en ek het uitgespring en ek het vir hulle geskree, doen CPR op hom, hy kry nie asem nie. En hulle het hom by my gevat en hulle het hom op suurstof gesit en toe ek weer sien, toe sit hulle hom op dubbel suurstof en sy lyfie ruk net. En ek het net die hele tyd gedink, Here, dit kan nie dit wees nie. Dit kan nie net hier stop nie. En ek het net die hele tyd gesê, Enzo, ek spreek lewe oor jou in die naam van die Here. Ek spreek lewe oor jou in die naam van die Here. Ek kon niks anders by my mond uitkry nie. En hulle het 'n monitor op sy voet gesit om sy hartklop te kyk en sy suurstof te kyk en toe sy die monitor opsit, toe sy hartklop 200. En die volgende oomblik kom daai monitor van sy voet af en ek onthou net toe ek teen die skerm slaan en ek net dink dit kan nie wees nie. En oom Dani sê vir my, Leandri, moet rustig raak, ek gaan jou uitlaai. En hy sê vir my, kyk vir my, hy sê vir my, ons is nie in beheer nie, die Here is in beheer. En ek het aanhou sê, Enzo, ek spreek lewe oor jou in die naam van die Here. En ons het in Brits gekom en hulle het hom gevat en hulle het hom onder sedasie gesit. En daar staan jy kan niks doen nie. En hulle noem my die helikopterma. Ek is soos 'n hoendertjie agter my kinders aan. Ek weet heeltyd waar hulle is, wat hulle doen. Ek is heeltyd daar. En in daai oomblik is jy so magteloos, jy kan absoluut niks doen nie. Jy kan niks doen nie. En ons staan daar en jy wil uitpaas en jy weet nie, ek weet nie wat om te doen nie. Ons loop op en af en hy lê daar en ons weet nie wat gaan gebeur nie. En met die tyd wat ons by die hospitaal gekom het, was dit al 'n halfuur wat hy besig is om styf te kry. En ek weet nie of julle weet nie, maar gewoonlik is dit 3 minute, 5 minute en dan gaan dit gewoonlik oor. En almal wat ingekom het wat gevra het hoe lank is dit, het ons gesê is 'n halfuur. Het almal net so gemaak. En ek het besef dit beteken dit is nie goed nie. En hulle het vir ons gesê dat ons moet hom oorplaas na 'n neurologiese hospitaal toe waar hulle hom sal moet kan help. En ons het ons pediater gebel en hulle het gesê bring hom Fourways toe, hy sal hom vat en ons is so 2 uur se kant is ons oorgeplaas Fourways toe. En in die ambulans kon ek nie meer iets uitkry nie en ek het net gesê Here, asseblief. En ons het daar aangekom en die pediater het gekom en het gesê ons gaan moet begin met MRI, ons gaan met EEG's doen, ons gaan al die toetse moet doen wat ons moet kan om te sien of daar skade gaan wees en wat dit veroorsaak het. En in daai oomblik het ek gesien Enzokie is besig om onder sedasie uit te kom en ek het gedink ek wil nie eers sien nie, ek kan nie eers kyk nie. En Jacques het by hom gesit en hy het uitgereik na Jacques se gesig toe en ek het besef hy herken hom. Hy weet wie sy pappa. En ons het begin met toetse en hy het beter begin word en al die toetse het skoon teruggekom, alles.
was niks fout met sy brein nie, daar was niks op die epilepsie nie, hy het nie infeksietelling gehad nie, niks, daar was niks. Maar hy het koors en niemand kan dit verduidelik nie. En ons het aanhou bid, en ons het aanhou bid, en ons het aanhou bid. Ons is na 5 dae ontslaan en so kiem 'n keer niks. En ek het vir die Here gesê, Here, ek sal getuig. As U hom gesond maak, sal ek getuig. En ons was 'n week by die huis en toe kry hy RSV. En ons is terug hospitaal toe. En sy suurstofvlakke val en sy temperatuur val daal onder 35 en ek sê, Here, nee. En ek hou aan bid. En 12 uur daai aand in die hospitaalkamer begin ek sing, kliphard. Ek gee nie om nie. Ek sing kliphard en ek bid, Here, asseblief, kry my net uit hierdie situasie uit. Jocks by die huis met die kinders, ek bel hom, ek sê, jy gaan moet kom. Hy sê, my lief, ek kan nie kom nie, die kinders is by my. En ek was so afhanklik van die Here, want dit is al wie ons het. En ek het net aanhou bid en sing. En sy suurstof het genormaliseer en ons is uiteindelik ontslaan. Ons by die huis gekom en ons was 'n week by die huis. Nou, ek het vergeet om te sê toe ek begin het, dit was ons geloofstoets wat begin het op 30 April. Ons was 'n week by die huis en Christiano het 40 grade koorts gekry op oudste kind. En ons is pediater toe met hom en die dokter vind niks fout nie. Stuur ons huis toe met pynmedisyne, kom by die huis en Christiano begin kla van borspyn en sy arm wat pyn. En die volgende dag begin hy alles swakker te word, hy wil nie meer opstaan om te loop nie en hy is net lam en tam. En ek sê, die Heilige Gees sê vir my, Leandrie, ekstrale, ons moet ekstrale doen. En ek sê vir Jocks moet hom vat vir ekstrale en die dokter dink dit maak nie regtig sin nie, maar goed, van hom vir ekstrale en hulle was nog nie eens klaar daar nie. Toe vlieg die vrou daar uit en sy sê vir Jock, jy moet nou jou kind by die hospitaal kry. Hy het longontsteking, erg. En ons is hospitaal toe, Jock is hospitaal toe met hom, hulle daar gekom, toe het sy middelste lop van sy regterkantste longetjie het plat geval. En hulle het begin toetse doen en sy infeksietelling was 350. En ek weet nie of julle weet nie, maar dit moet 18 onder wees. En toe Jock my bel daai aand het ek gedink hy maak 'n grap en ek het hom gevra, maak jy 'n grap met my? En hy het vir my gesê nee, ons was doodstorie van mekaar. Ons het nie geweet wat om vir mekaar te sê nie, want hier sit ons. Ons is afhanklik net van die Here, ons kan niks doen nie. En hulle het antibiotika en goeders begin gee en goedjies begin doen en eintlik het die dokter gesê dit is vir hom onverklaarbaar. Hy was veronderstel om op suurstof te wees vir die resultate en die goed wat ons gekry het en dit was nie nodig nie. Die Here was sy suurstof en hy het na hom gekyk. En ons moes net afhanklik bly en ons moes in gebed gebly het saam met die Here. En ons is 'n week by die huis en dit is ons huweliksherdenking en ek besluit ek gaan vir ons lekker kos maak en dalk aan ons voedselvergiftiging. En ons almal is siek, behalwe Jockie en Christiane wat hy is op antibiotika. En ons herstel van dit. En einde van daai week val Nicolaas sy kop oop. Kry steke 5 uur op 'n Vrydagmiddag, jaag ek met hom en dit is nou nie eintlik my sterkpunt nie, kopbeserings en ek jaag met hom en dis net bloed en hulle sit van my pleistertjie op. En ons kom terug by die huis. En hulle het toetse gedoen met Enzo. En toe hy die epilepsie gekry het en uit die bloute uit 7 weke terug bel hulle my en hulle sê vir my hulle toetse gedoen toe hy in die hospitaal was vir 'n metaboliese sindroom en hierdie toetse het teruggekom en dit is moontlik dat dit positief is en ek snap uit en ek dink ek het nog nooit eens gehoor van hierdie goed nie, ek weet nie wat dit is nie, ek weet nie wat dit beteken nie, maar hulle sê toe net vir ons dat hulle dit weer moet toets en ons moet sy urine toets en ons net Potchefstroom kweek dit, so dit vat baie lank. En so begin ons 7 weke van geloof weer. Nou bid ons en ons bid en ons sê vir die Here, ons vertrou U vir 'n wonderwerk. Ons vertrou U vir Enzo vir 'n wonderwerk, dat daar geen metaboliese sindroom in sy lyfie sal wees nie. En in hierdie week het hulle my gebel en hulle het vir ons gesê dit is skoon. So, ek het vir die Here gesê dat ek sal getuig en ek is hier vandag om vir julle te sê dat ons gaan deur baie diep water en ons kan nie hierdie goed verstaan nie. Dit het begin in einde April en ons is nou in Augustus en einde Julie het Christiano begin hoes en ons het gedink okay, dis net 'n hoesie en hy het toe nou positief getoets vir kinkhoes en ongelukkig het die 3 ander manne dit ook gekry. Maar net soos wat die Here ons deurgedra het deur hierdie tydperk, vertrou ek met my hele hart dat hy ons net so hierdeur ook sal kry. En ek wil vir julle hierdie lees. Abraham se gehoorsaamheid het 5 kenmerke gehad. To obey him instantly. To obey him even if it does not make sense. To obey him even if it hurts. To obey him even if we don't see a benefit. And to obey him to completion.
So my hartsverlange vandag is om vir julle te sê oor hoe awesome die Here is en hoe hy ons deurgedra het en deurgetrek het en dat ek vir altyd sal getuig van dit wat hy vir my kinders gedoen het. En nou Enzoutjie niks verkeer nie en Christiane 100% herstel het van sy longontsteking en nou Nicolaatjie sy kop is alright. So dankie dat ek dit met julle kon gedeel het. Baie dankie Leandri. Ja, sy het nou net die Psalm 50 vers 15 vervolmaak hierso. Die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. En dis wat sy vanoggend kom doen het. En as jy dan nou vanaand 'n getuienis het, vanaand is getuienisaand as jy iets met ons wil kom deel. Ons gaan die Here vereer met ons tieners en ons offergawes, maar net voor ons dit doen, wil ons net welkom sê aan Emie Smit. Hy is eerstejaars student op die oomblik op die kweekskool. Baie dankie jou tyd uitgekoop het om met ons te wees. Jessica, dankie dat jy ook saam met hom gekom het. En as ons klaar gesing het, die introductiede lied, gaan ons opstaan en sing. En as ons klaar is, dan kan jy opkom en die kansel is joune. Dan spreek soos die Here jou op jou hart gelê het. Baie dankie hoor. Zo, meneer Afre. Dank je. Doen slechts Voor ek die gebed wil doen, wil ek net sê, ek dink Melissa het iets nagelaat. Daai klein houertjie, R5, al die R5 wat in julle huis rond lê.
Dis na die tyd, nie nou al vir ons. So begin met die R5 en dan die harde cash saam met dit. Maar kom ons sluit gou die oë en ons sê net dankie. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom staan op ons knieë voor U vanmôre en ons bring alle lof en eer aan U. Here, die getuienis wat vanoggend deurgekom het, wys net weer vir ons en getuig net weer vir ons hoe magtig U is. Here, dankie vir die offers wat ingekom het. Lei ons as kerkraad, Here, dat ons dit sal aanwend tot die uitbreiding van die koninkryk. Here, daar waar die geldjies vanoggend inkom vir die jeug. Here, dit is waar die boompies is, as hulle jonk is, dat ons hulle kan groei, dat hulle goeie vrugte kan dra. Ons loof en prys U in die magtige naam. Amen. Ons nooi julle om saam met ons te staan dan vir die lied. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U potte bakke, met my die klei, vorm my en maak my, net soos U wil. Wag, nederig en stil, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ly, witter as my vandag, lag aan U voete, wil ek steeds waak, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, tot heel my lewe, U is gewy, maak van my hart oop, Heiland U troon, tot elkeen Christus in my sien woon, tot elkeen Christus in my sien woon. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Baie dankie vir die kerkraad vir die geleentheid dat ek hier kan kom preek vir julle. Ons kan hier die oë sluit, dan doen ek vir ons 'n gebed saam. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Amen. Ons kan die Bybels oopmaak by Genesis 19, dan lees ons daar saam vanaf vers 1 tot 30. Genesis 19. Genesis 19. En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na my huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete, dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag.
Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skadu van my dak ingekom. Toe antwoord hulle, gee pa daar, en hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy in die stad het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om die plek te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogters sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters, wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon. En hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee my Here, kyk tog, u knegt het genade in die oë gevind, en u het u guns groot gemaak, wat u aan my bewys het deur my in die lewe te behou, maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug. Is dit nie klein nie dat ek kan lewe? En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgekom toe Lot in Soar aankom, en die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het, toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra.
en oor die hele land van die Jordaanstreek sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spilonk gaan woon. Ons lees so ver uit die wonderlike woord van die Here. Ons kan die oë sluit en doen ons 'n gebed saam. Ons Hemelse Vader, Heer, dankie vir die voorreg om hier in 'n kerk te kan sit, Heer. Heer, dankie dat U kerkgebou hier in die middel van Harties kom oprig het, Heer. Heer, dat U lig sal uitskyn uit hulle uit, Heer. Heer, dankie vir die kerkraad wat U ook aangestel het, Heer. Gaan asseblief met die kerkraad ook so met die herderspaar van die gemeente, Heer. Heer, dat hulle getrou sal bly aan U, Heer. Heer, dan kan ons ook die siekes so aan U kom oordra van die gemeente, Heer. Heer, waar ons nou 'n getuienis gehoor het, Heer, van hoe God genees. Heer, kan ons net U dankie sê daarvoor, Heer. Heer, gaan ook so asseblief met die vakansie Bybelskool, Heer, wat ook nou in die vakansie gaan wees, Heer. U weet van elke kind wat daar gaan wees, Heer. Heer, en ek vra dat U al in elke kind se hart sal werk, Heer. Heer, dat hy ook 'n oorgawe kan maak aan U, daar waar dit nodig is, Heer. Heer, gaan ook so asseblief met al die kinders wat van die gemeente af is, Heer. Heer, want ons weet dat as nog kinders is, Heer, dan is daar nog 'n toekoms vir ons kerk, Heer. Heer, hou hulle ook so getrou, Heer. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil julle aandag vestig op ons teks van oordenking, Genesis 19 vers 13. Want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Ek wil vandag met julle praat onder die tema, let op die naderende oordeel. In die dae van Lot was Sodom en Gomorra 'n plek vol sondes gewees. Genesis 18 vers 20, hulle sondes is waarlik baie swaar. Daarom kon selfs nie eers 10 regverdiges in die stad gevind word nie, want die Here sou die stad nie verwoes het as hy 10 regverdiges in die stad kon vind nie, soos ons vind in Genesis 18 vers 32. Lot was bereid om in die stad te bly. Sy besittings was daar, sy familie was daar. En die hartseer van alles was, Lot was bereid om sy 2 dogters te gee, om 2 vreemde manne in sy omgewing te beskerm. Lot was wel 'n regverdige man, maar hy het sy familie blootgestel aan die wêreld, soveel dat sy vrou nie die plek kon verlaat nie. Al was dit 'n opdrag van die Here om nie terug te kyk nie. So is ons daar ook soos in die dae van Lot, waar sondes as normaal geag word en om die Here te dien as verkeerd geag word, soos ons vind in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die Here sal want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Net soos Lot 'n waarskuwing gekry het oor 'n oordeel wat op pad was, so kry ons vandag 'n waarskuwing uit die woord van God uit. Oor 'n naderende oordeel wat op pad is, wat ook die finale oordeel gaan wees. Die oordeel waar niemand kan van afvlug nie, selfs nie eers een nie. En elkeen moet reg wees vir die oordeelsdag, want daar is net 2 bestemmings, die hel of die hemel. Maar die oorgawe moet gemaak word hier op aarde.
Jy as persoon moet besluit, gaan jy die wêreldse genot opgee en die liefde van God aanneem. Psalm 2 vers 12, kus die seun, dat hy nie toornig word en hulle en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ons as Christene moet gereed lewe, ons moet wagtend wees op die koms van God. En terwyl ons hierdie verwagting op Jesus wat gaan kom het, moet ons noodroep wees aan die verlore gaande wêreld, soos wat Lot se noodroep was aan die mense van Sodom en Gomorra. My eerste punt is, let op Lot se skoonseuns. Toe gaan Lot, Genesis 19 vers 14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Lot het verantwoordelikheid gevat vir die mense wie God aan hom toevertrou het. Hy het vir die mense gaan waarsku oor die verwoesting wat gaan kom. Sy noodroep was gerig op sy mense. Hy het vir hulle gesê, maak julle self klaar, maak julle klaar waarmee julle besig is, die tyd is min. Hulle moet pad gee, want die verwoesting is op pad. Die oordeel van God is op pad in hulle rigting in. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die plek uit, want die Here gaan dit verwoes. Die oordeel is op pad, die tyd is min. So moes Lot se skoonseuns letterlik net een stap volg en hulle self gereed maak vir die oordeel wat kom. Soos wat daar 'n oordeel in Lot se tyd op pad was, weet ons dat daar vandag 'n oordeel op pad is, waar die hele mensdom voor God van die hemel en die aarde gaan staan, 'n oordeel waar niemand kan vryspring nie. Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Jesus kom op die wolke en dit is seker, elke oog sal hom sien. Jy kan in die kas gaan wegkruip, jy kan onder die bed gaan wegkruip, maar jy gaan nie van hom af kan wegvlug nie. Daar waar jy is, daar sal jy Jesus sien. Daar waar jy besig is met sonde en jy gaan weet dat die oordeel gekom het. En hy kom om die aarde te verwoes, soos wat God Sodom en Gomorra verwoes het, so sal die aarde voor God lê, soos wat Sodom voor Abraham gelê het. Genesis 19 vers 28. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. So sal die wêreld voor die almagtige God lê, nadat hy die oordeel oor die wêreld gebring het. Oor die mense wat hom nie wou aanvaar as verlosser en saligmaker nie, wat nie die uitkoms wou vat wat daar vir ons gebied is nie. Die uitkoms is daar. Jesus het al gekom om vir ons die uitkoms te gee. Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Lot het sy skoonseuns gewaarsku, dat hulle moet klaar kry met die dinge waarmee hulle besig is, soos ons vind in vers 14 van die geleesde gedeelte. So word mense ook vandag gewaarsku, dat hulle moet klaar kry met die dinge, wat hulle nog so verbind aan die wêreld en die sondes van die wêreld. Is jy al gereed vir die oordeel wat op pad is? Die uitnodiging is daar. Die verlossing is daar vir ons sondes. Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So is daar baie mense wat sê hulle is wedergebore kinders van God,
Hulle het nog steeds so 'n verlange terug na die wêreld. Hulle wil die voordele van God hê, maar hulle wil nog steeds die plesiere van die wêreld aanhang. En dit bring ons by die volgende punt. Let op die vrou van Lot. Genesis 19 vers 26. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Sy was tevrede daarmee om haar tent naby die stad op te slaan. Haar tente was in die rigting van Sodom gewees. Hulle het in die rigting van hierdie goddelose plek gekyk. Sy het haar siel blootgestel aan die plek. Haar familie was blootgestel aan die plek. Maar haar omkyk was finaal. Daar was nie vir haar nog 'n kans in die lewe nie. Hoeveel keer is ons in ons lewe nie tevrede om terug te kyk na die wêreldse dinge toe nie? Ons kan nie sê ons het ons hand aan die ploeg geslaan, maar ons wil die heeltyd terugkyk na die wêreld toe nie. Ons kan nie 'n pad saam met die Here stap as ons nog die vleeslike begeertes het vir sonde nie en 'n verlange terug na die wêreld en die goddelose dinge nie. Lukas 9 vers 62 sê, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Jy kan nie geskik wees vir die koninkryk van God as jy jouself nie kan klaar kry met die sondes van die wêreld nie. Want as jy waarlik tot bekering gekom het, het jy 'n nuwe skepsel geword. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wys jou lewe dat jy waarlik nuut gemaak is deur Jesus Christus. Of het jy nog so 'n dieper verlange na die wêreld? Jy kan nie die Here wil dien, maar nie verlos word van die sondes van die wêreld nie. Jy kan nie die Here wil dien, maar ook die wêreld wil dien nie. Matteus 6 vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hoeveel keer kry ons nie mense wat sê dat hulle kinders van God is nie, maar hulle hang nog so saam met die wêreld uit. Op Sondag kom sit hulle hier in die kerkbanke blink met hulle vroom gesiggies en lyk al te vrolik, maar wanneer die irriteer tref en hulle is uit die kerk uit, is die das los en die wêreld word weer aanvaar as normaal. En dan wil hulle saam met die wêreld praat en die wêreldse dinge doen. So gaan dit aan dag na dag, Sondag na Sondag, lewe hulle tussen die boom en die bas. Dikwels wil mense selfs kinders van die Here naby aan sonde lewe. Hulle wil op die stoep van die duiwel ronddans en dink dat hy hulle nie gaan vang met sy planne nie. Ons dink ons ken al sy planne, maar die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind, soos ons vind in 1 Petrus 5 vers 8. Lot se vrou het haar familie blootgestel aan Sodom, wat vol sondes was. Daar kon nie eers 10 mense gevind word wat regverdig is voor God nie. Hoe ver is jy bereid om jou gesin aan die wêreld bloot te stel? Hoeveel trane gaan jy nog jou vrou kos? Hoeveel trane gaan jy nog jou man kos? Hoeveel trane gaan jy nog jou kinders kos? Hoeveel trane gaan jy nog jou ouers kos? Bloot net omdat jy nie wil klaar kry met die dinge van die wêreld nie. Hoe lank gaan jy bereid wees dat jou werke lou is voor die aangesig van die Here? Openbaring 3 vers 15 tot 16. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Lot se vrou se omkyk was finaal. Sy het dalk baie omgekyk na die wêreld en die sondes van die wêreld toe, maar die keer was dit 1 keer te veel. Sy wou net nog 1 laaste keer omkyk na die wêreld, maar dit was te laat.
So is dit vandag nog, daar is baie wat die Here wil dien in die kerk, maar nie in die wêreld nie. Hulle wil mooi lyk van buite, maar binne is dit net vol van doodsbeendere. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. As jy 'n nuwe skepsel geword het, kan jy nie die sondes van die wêreld wil aanhang nie. Jy kan nie saam met die wêreld wil lewe nie. Jy kan nie as een van hulle geken word nie. Jy moet jouself afsonder van die wêreld. Jy moet bereid wees om jouself eenkant te hou vir Jesus en vir hom alleen. 2 Korintiërs 6 vers 17 tot 18. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Daar is 'n naderende oordeel op pad. Moet nie omkyk na die dinge van die wêreld nie, maar hou jou oog op hom. Dit bring ons by die volgende punt. Let op Lot se aksies. Genesis 19 vers 22 tot 23. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar, en die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. Lot het die uitkoms gevat wat daar vir hom gebied was. Hy het gevat wat hy het, en het in gehoorsaamheid die wil van God gedoen, weg van die oordeel af. Niks was vir hom op die stadium meer belangrik as om weg te kom van dit wat oor Sodom en die Jordaanstreek gaan kom nie. Hy het die persone gevat aan wie God aan hom toevertrou het. Vat ons verantwoordelikheid vir die wie God aan ons toevertrou het. Is ons besorgd oor ons gesinne se harte, soos wat Lot oor Sodom was, en almal daarin, al was dit selfs sy skoonseuns. 2 Petrus 2 vers 7, en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Kwel ons as kinders van die Almagtige God ons oor die wêreld wat verlore gaan. Het ons 'n liefde vir die wêreld wat verlore gaan. Leef ons asof daar 'n oordeel op pad is. Of sit ons eerder in ons eie huise en wag vir die Here om te kom. As ons waarlike wederkomsverwagting het, behoort ons 'n baie groter passie te hê vir verlore siele. En daar gaan tye kom waar mense ons gaan spot en vir ons sê, waar is die koms van die Here? Hulle gaan vir ons lag en sê, ons wag al vir jare vir die koms van die Here en niks gebeur nie. Maar God het dit geweet en daarom het hy dit vir ons so in sy woord opgeskryf. Ons as kinders van God moet nie toelaat dat die wêreld ons laat twyfel in God se beloftes nie. Ons vertroue is in God en hom alleen. 2 Petrus 3 vers 3 tot 4 sê vir ons, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin af. Dit gaan gebeur, want mense wil nie weet dat daar 'n dag gaan kom wat elkeen voor God moet verskyn en rekenskap moet gee vir die lewe hier op aarde nie. Maar hoor hierdie mooi woorde wat ons vind in 2 Petrus 3 vers 9.
Die Here vertraag nie die beloftes, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Al is ons nie meer deel van die wêreld nie, is ons steeds in die wêreld. En ons gaan die werk moet doen. Ons gaan die opdrag moet uitvoer wat die Here vir ons gee in Matteus 28 vers 19. Ons weet dat die koms van die Here nie meer ver is nie. Ons weet dat die koms van die Here naby is. Maar ons kan dit nie net sê met ons lippe nie, ons lewens moet daarvan getuig. Ons sal aan ons vrugte geken word. Ek sluit af. Hoor jy die noodroep van die naderende oordeel wat op pad is? Die oordeel wat finaal is, want na die oordeel is daar niks anders as net die vlammende hel oor vir jou nie. Is jy nog bewus van die sondes wat in jou lewe is, wat jy in jou hart hou, waarmee jy nie wil breek nie, want jy het nog 'n liefde vir die wêreld? Wys jou lewe dat jy 'n wederkomsverwagting het, of hou jy die uitkoms vir jouself dat daar redding beskikbaar is? Daar is 'n oordeel op pad waarvan niemand kan vryspring nie, maar soos wat God vir Lot 'n uitkoms gegee het, uit Sodom uit, so het die hemelse Vader sy eniggebore seun vir ons gestuur om vir ons verlossing te kan bring. Maar dit is ons verantwoordelikheid om dit te neem. Wil jy nie vandag jou saak met die Here regmaak nie? Wil jy nie hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker nie? Want daar is 'n oordeel wat op pad. Die koms van die Here is naby. Dan is daar nie meer 'n enkele kans nie. As daar vandag nog sonde in jou lewe is wat jou keer om jou hele lewe oor te gee aan die Here, breek vandag met daai sonde, dat jy rein voor God mag staan. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Maak jou saak reg met God. Moet nie 'n uitstel maak op die roepstem van God nie. Jy weet nie wanneer is dit finaal nie. Amen. Ons Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons weet dat U vir ons 'n uitkoms gegee het, Heer. Heer, dat U eniggebore seun vir ons gegee het, Heer. Heer, om ons van ons sondes te vergewe, Heer. Om ons los te koop van die wêreld af, Heer. Heer, soos wat die psalmskrywer sê, Heer, ons word in sonde ontvang en gebore, Heer. Heer, en so vra ek ook, Heer, dat U met elke persoon sal wees, dat hy homself of haarself sal ondersoek, Heer. Heer, en aan elkeen 'n openbaring sal maak wat nog in hulle harte is, Heer. Heer, as daar sonde is in hulle harte wat hulle toepak met ander dinge, Heer. Heer, dat hulle met daai sonde sal breek, Heer, en 'n hele oorgawe sal maak aan U, Heer. Heer, gaan asseblief met elke persoon wat nie seker is asof hulle saak met U reg is nie, Heer. Heer, maar laat hulle met U 'n ontmoeting sal hê, Heer. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ek wil wandel op die Godsweg.
ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen. Christine.